chased down my heart through all of my failure and pride. On the hill you created, the light of the world, abandoned in darkness to die. And as you speak, 100 billion failures disappear. Well, you lost your life so I could find it here. If you left the grave behind you, so will I. I can see your heart in everything you've done. Every part designed in a work of art, covered in light. If you gladly chose surrender, so will I can see your heart in a billion different ways. Every precious one, a child you died to save. If you gave your life to love them, so will I. Like you would again 100 billion times. But one measure could amount to your desire. You're the one who never leaves the one behind. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not. Hallo vriende, ons kyk hierdie maand 'n bietjie dieper na die werksaamhede van die span met die groot harte, ons diens van barmhartigheidsspan. Ek is Christina Kloete, tans voorsitter hier by NG Kerkparke in Kraaifontein. Sedert die bestaan van ons gemeente probeer ons die lidmate in ons gemeente help wat dit nodig het. Ons gee maandeliks vir gesinne 'n aanvullende pakkie met basiese nie bederfbare produkte. Ons sorg tans vir sowat 15 gesinne, waarvan sommige SASSA pensionarisse is. Ons klerestoor is ons hoofbron van inkomste. Met die verkoop van tweedehandse klere doen ons die nodige aankope. Verder is ons heeltemal afhanklik van skenkings wat kos en klere betref. Ons het ook vrywilligers wat ons kom help om dit mooi netjies uit te sorteer. Ons koskas benodig die volgende nie bederfbare items om ons deur die winter te dra. Skenkings kan by enige van die eredienste ingegee word. As jy meer inligting verlang, of selfs wil deel word van die span, kontak gerus vir Christina by die nommer op die skerm. En so maak ons 'n verskil. Blessings vir julle. Goeienaand almal. Baie welkom by vanaand se aanddiens, ons erediens, ook ons eerste geleentheid van Pinkster 24 hier in ons aanddiensreeks. Ek wil net seker maak dat al die graad 4 tot 6 wat graag die kinderpinkster wil bywoon is in die jeuglokaal. Die graad 4 tot 6 wat by
Chris en Tannie Babs is. Hulle is nou al besig in die jeuglokaal, so julle moet daar wees. En dan nooi ons julle hartlik uit na die res van die week se Pinkstergeleenthede. Ons gaan daar saam dink om te leef soos God se mense en elke aand verder kyk na hierdie vrug van die Gees wat werksaam is in en deur ons. Ons gaan onsself, is baie dankbaar, laat ek so sê, dat ons hierdie jaar weer elke week se aand lekker Pinkster sop gaan saam geniet. So Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, hoef jy nie bekommerd te wees oor aanddienste en kerk bywoon en alles inpas voordat ons kerk toe kom nie. Daar gaan elke aand na die aanddiens gaan daar heerlike sop wees. Ek en Chris het gereël, ons gaan so van 7:30 tot so 7:45 in die kerk besig wees en dan gaan ons heerlik saam sop geniet, want die kinderpinkster gaan die volle uur deurloop en dan is ons so saam klaar, sodat die kinders sommer vinnig in die bed kan kom en Chris en Tannie Babs het net gevra ek moet herinner, hulle kan sommer so in hulle pyjamas kom, reg om net bed toe te gaan as hulle klaar geleer het van Jesus wat die koning is wat regeer. Dan het ons nou die food drive gesien van diens van barmhartigheid. Ek gaan in die diens ook daarna verwys, maar ons kan elke aand kositems bring en die voorkom neersit wat ons skenk uit die lys uit. Ons weet die lys is lank. Jy hoef nie elke een iets te bring nie, maar as jy iets kan bring, maak dit al 'n verskil aan die koskas, veral vir die winter wat voorlê. So ons vra mooi, al kan jy net een item op daai lys kom bydra, sal dit reeds 'n groot verskil maak. So bietjie saam maak regtig 'n groot verskil. En dan die laaste aankondiging is, ek dink nie, dit is nou al te laat, ek glo nie iemand het dit nog nie gehoor nie, maar baie gelukkige Moedersdag. Vir al die ma's en vrouens in ons lewens en vir die verskillende rolle en vir die verskillende tipe ma's wat ons in ons lewe het. Ons eer julle daarvoor en ons dankbaar vir die Here, ook vir die verskillende ma's wat ons in ons gemeentes het, vir die verskillende maniere hoe vrouens hierdie moederlike rol in ons gemeente uitspeel. So baie dankie vir julle. Kom ons word 'n paar oomblikke stil. Dan rig ons net ons gedagtes tot die Here. Ons fokus-teks vir die week kom uit Galasiërs 5 uit, maar Galasiërs 2 vers 20 staan daar, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Rus vir 'n paar oomblikke in daardie wete. Leef ek in die geloof van die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Terwyl ons so sit in hierdie stilte, nooi ons ook en ontvang ons die Heilige Gees. As ons sing as toetrede lied, kom Heilige Gees. Ons kan net so bly sit. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, en daar oor ons neer. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, en daar oor ons neer. Ons wag op U en ons vra, vul ons nou. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees,
Ons wag op U en ons vra, vul ons nou. Ons wag op U en ons vra, vul ons nou. Vul ons met die krag, vul ons met die hart, vul ons nou. Bruikbaar en gereed, staan ons voor die Heer, stuur ons nou. Vul ons met die krag, vul ons met die hart, vul ons nou. Bruikbaar en gereed, staan ons voor die Heer, stuur ons nou. Hier is ons, vul ons nou. Hier is ons, vul ons nou. Hier is ons, stuur ons Hier is ons, stuur ons vul ons met die krag, vul ons met die hart, vul ons nou. Bruikbaar en gereed, staan ons voor die Heer, stuur ons nou. Vul ons met die krag, vul ons met die hart, vul ons nou. Bruikbaar en gereed, staan ons voor die Heer, stuur ons nou. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees en daal oor ons heen. Geliefdes, kinders van God, daar is vir julle genade en vrede van God, ons ewige versorger, en die Jesus Christus wat homself vir ons sondes gegee het, sodat ons nie meer self hoef te probeer nie, sodat ons nie meer tekort skiet nie, sodat ons genoeg kan wees, omdat hy genoeg is. Aan God kom alle heerlikheid toe, tot in ewigheid. Amen. Kom ons staan, dan loof ons die Here saam. Daar is meer in hierdie lewe, as om brood net te bestaan. Daar is oorvloed in die redding, ek is die erfgenaam. Daar is meer, ek gee meer. Genade is my storie, en liefde my verhaal. Ek het meer as net my woorde, en mense kan verstaan. Daar is meer, want die Heer, my liefde wat
wat oorweldig, 'n liefde wat net gee, hoër as die berge, dieper as die see. Jesus, wie is daar meer? Ek is meer as net geskape, geroep om te vertel van die Heerser oor my lewe. 'n Lewens kan herstel, daar is meer en ek gee 'n liefde wat oorweldig, 'n liefde wat net gee, hoër as die berge, dieper as die see. Jesus, wie is daar meer? Daar is meer, ek heb meer, deur die kracht van die kruis alleen. Daar is meer, ek heb meer, deur die kracht van die kruis alleen. Daar is meer. 'n liefde wat oorweldig, 'n liefde wat net gee, hoër as die berge, dieper as die see. Jesus, wie is daar meer? 'n liefde wat oorweldig, 'n liefde wat net gee, hoër as die berge, dieper as die see. Jesus, wie is daar meer? Jesus, wie is daar meer? Weier as die vlaktes van die groot Karoo, hoër as die sterre in die hemel bo, dieper as die waters van die oseaan. So is die liefde vir alles wat bestaan. Hoe wonderbaar, hoe wonderbaar, weer klink die lied van liefde. Hoe wonderbaar, die grote naam, die was naam, die bron van liefde. Mooier as die blomme na die lente geur, ryker as die wiele wat ons kan begeer, groter as die kosmos wat ons so bekoor. So is die liefde wat in Skepper ons laat hoor. Wonderbaar, hoe wonderbaar, weer klink die lied van liefde. Wonderbaar, die grote naam, die was zelf, die bron van liefde. So wonderbaar. Hoe wonderbaar, hoe wonderbaar,
wonderbaar, die grote naam, die was self die bron van liefde. Hoe wonderbaar, die klink die lied van liefde. Hoe wonderbaar, die grote naam, die was self die bron van liefde. Die was self die bron van liefde. Halleluja, U is koning, ons aanbid U in U woning. U is die Alfa en Omega, daarom sing ons Halleluja. Halleluja, U is koning, ons aanbid U in U woning. U is die Alfa en Omega, daarom sing ons Halleluja. Halleluja, U is die wynstok, ons die lote. Kom ons sit. Kom ons sluit die oë. Dankie Here vir die wonderlike dag, die sonskinddag, en ook die dag waarop ons alle moeders, alle vroue, alle moeders kan vier en vir hulle dankbaar wees. Dankie Here dat U in die groot genade vir hulle geskep het, met groot geduld, met groot liefde wat van U afkom. Is eintlik een van die grootste bedieninge wat bestaan op die aarde. Ons bid nou sommer almal saam vir hulle, vir beskerming, vir krag, vir asem, vir geduld. En ons sê vir U dankie daarvoor, dat dit goed is. In Jesus naam. God is liefde, juich ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het en ons sonde te versoen. God is liefde, juich ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen.
Hy wat eers lief gehad het, het in liefde ons verkeer. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. God is liefde, juig ons harte, en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seer gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeet. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde As ons na die wêreld rondom ons kyk, dan dink ek sal meeste van ons dit gelyk gee dat ons in 'n moraliteitskrisis is. Dat dit lyk asof min mense nog die vermoë het om tussen reg en verkeerd te onderskei. Min mense daaroor gepla is. En baie mense wat weet iets is reg of iets is verkeerd, net skouers optrek en sê dit is wat dit is. Ons lees dit in die koerante, ons sien dit in die televisie, ons sien meer en meer met dit wat in flieks en series en so as die normaal deurgegee word, dat reg en verkeerd vaag geword het. Ons hoor stories van immoraliteit in alle forme, van hebsug en materialisme, geweld en misdaad, konflik, korrupsie, van selfsug en liefdeloosheid. As ons na die wêreld rondom ons kyk, dan wil dit vir ons so voel asof ons net eintlik vaskyk in mense wat streef om hulle self te verryk, hulle self te bevoordeel, mense wat nie terugdeins, nie daarvan wegskram om hulle naaste, insluitend die swakkes, belydenisgroep het ons vanaand weer gelei is oor wanneer hulle dit aan die geringstes gedoen het, die nobodies, om hulle uit te byt en te verontreg nie. Mense wat eenvoudig geen respek het vir die mees basiese waardes van die lewe nie. Die grondslae, die basics van 'n veilige, morele, gelukkige, menslike samelewing word op talle maniere bedreig. Wat vanselfsprekend behoort te wees, of so dink ons, geld dikwels net nie meer nie. Dit help duidelik nie dat 'n land 'n goeie grondwet het nie. 'n Regstelsel en wette in plek het wat reg en geregtigheid laat geskied nie.
politieke orde of selfs die openbare media wat redelik nog sonder kompromie verslag gee in 'n land waar daar nog 'n onderwysstelsel is. Sonder twyfel sien ons dat al hierdie goed veroorsaak nie 'n goeie samelewing nie. Ek dink as ons nou in die aanloop is na die verkiesing, dan's baie van ons al vir jare ontnigter dat die grondwet wat die hele wêreld vir ons voorhande geklap het, wonderlik op papier is. Maar die uitvoer daarvan kort eintlik iets meer. En dit sê vir ons 'n land en 'n samelewing het meer nodig. Goeie burgers, ordentlike mense wat in hulle harte glo in reg, in vrede, in veiligheid, in onderlinge sorg, in die omgee vir die swakkes. Maar ons hoef nie rondom ons te kyk en na ander stories te luister nie. As ons mooi kyk, eerlik kyk en fyn luister, dan sê ons ook, maar ons sien hierdie moraliteitskrisis nie net by hulle nie, maar ook by ons. Dis nie net 'n hulle probleem nie. Dis ook ons probleem. Dis ook 'n kerkprobleem. In 'n land waar sensus na sensus die verre meerderheid sê en klik, ek is deel van die Christen geloof, weet ons dat ons nie altyd die oplossing is nie. Maar ongelukkig soms die menslike aard in ons nog so sterk aan die werk is, dat ons maar deel bly van die probleem. Dis 'n rede waarom baie kerkleiers vandag 'n besorgdheid uitspreek oor hierdie moraliteitskrisis, nie daar buite nie, maar ook binne in die kerk. Onder ons Christene, onder ons gelowiges. En eintlik nie net van nou af nie, maar vir jare en selfs 'n paar dekades al worstel en werk kerkleiers hieroor en sê maar hoekom is ons deel van die probleem? Christenmense is geroep om 'n Christelike lewe te lewe. Om navolgers van Christus te wees, soos wat die evangelies ons leer, om saam met Christus te lewe. Om saam met hom op te staan vir 'n nuwe lewe. So maak Paulus dit duidelik. Ons is geroep om sulke goeie werke te doen, dat die wêreld dit met verbasing en met respek sal kan erken en nie meer kan ontken nie. So sê Petrus, om dade te beoefen wat bewys dat ons waarlik glo. So skryf Jakobus. Maar nou is die vraag, hoe lyk 'n Christelike lewe? Hoe word ons uitgeken? Hoe lyk ons anders? Wat maak dan nou van ons dat mense verras moet wees? Wat is hierdie disippelskap, hierdie nuwe lewe, hierdie goeie werke, hierdie dade van geloof? En hoe handel ons daarvolgens? Een van die duidelikste antwoorde op hierdie vraag in die Nuwe Testament is dat die Heilige Gees dit aan ons skenk. Die van julle wat verlede weekie was, sou onthou, ons het so as inleiding op pad na Pinkster toe, bietjie gepraat oor nou wie op aarde is die Heilige Gees. Ons het klomp beelde met mekaar gedeel en op die einde het gesê, een van die kerngoed van die Heilige Gees is, die Heilige Gees lei ons in die waarheid. Die Heilige Gees gee aan ons 'n deel van hierdie nuwe lewe waartoe ons geroep is. Maar hoe? Hoe doen die Heilige Gees dit aan ons? Wat kan ek en jy van die Heilige Gees verwag? Christene, is dit wat ons doen? Ons sit nou maar net en wag en dan kry ons dit reg en dan gaan ons aan en dan is die wêreld 'n beter plek.
Pinkstertyd is vir die kerk 'n tyd van verlange en van verwagting, van nadenke en oorgawe. Dis daar waarin ons nadink oor hierdie boodskap van die Gees wat in ons werksaam is, om mense wat in 'n vasgeloopte lewe nuwe moontlikhede te bring. Om soos Christus te leef. Die Gees maak lewend. Die Gees maak 'n nuwe lewensmoontlikhede wat deur Christus oopgemaak is vir my en jou tot werklikhede. Vir elkeen van ons. Galasiërs is 'n werklik een van die, wel hulle almal is, maar 'n besonderse brief in die Nuwe Testament. En Galasiërs beklemtoon dit. As ons deur die Gees wandel, dit wil sê, as ons toelaat dat die Gees ons gedrag bepaal, dan gaan daar vir ons nuwe moontlikhede oop. Dan kyk ons anders na die wêreld. Dan reageer ons, dan reageer ons anders op die wêreld. Daarom ons tema vir hierdie jaar se Pinkster, om te leef soos God se mense. Kom ons lees ons sleutelteks vir hierdie Pinkster, Galasiërs 5, van vers 16 tot 25, gaan ons vanaand die hele gedeelte lees, en dan sal ons môre aand, so by stukkies. Julle broers, susters, is tot vryheid geroep, maar moet net nie julle vryheid misbruik nie, sodat dit aanleiding gee vir die vlees nie, maar dien mekaar deur liefde, want die hele wet word in een uitspraak vervul, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As julle mekaar byt en verslind, pas op dat julle nie deur mekaar verorber word nie. Maar ek sê, leef deur die Gees. Dan sal julle beslis nie die begeertes van die vlees uitvoer nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees begeer teen die vlees. Die twee opponeer mekaar, sodat julle dit wat julle ook al wil, nie kan doen nie. As julle egter deur die Gees gelei word, staan julle nie onder die wet nie. Die praktyke van die vlees is goed bekend, naamlik onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug, tweespalt, skering, afguns, dronkenskap, gevyf en hierdie soort dinge waarteen ek julle nou weer waarsku, soos ek julle vroeër gewaarsku het, naamlik dat diegene wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerf nie. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen hierdie soort dinge is daar nie 'n wet nie. Almal wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeertes gekruisig. Aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. Laat ons nie verwaand wees nie, mekaar uittart of op mekaar jaloers wees nie. Ons lees tot sover. Daar is soveel dinge wat hierdie teks vir ons sê oor die Heilige Gees se werking in ons, maar toe ek nou besig was, het ek gedink, een van die belangrikste goed wat vir my uitgekom het, is dat hierdie werk wat die Heilige Gees in ons doen, hierdie werk wat die Heilige Gees doen, wat dit eintlik vir ons moontlik maak, dat ons kan sê ons is Christene, om gelukkige, ware mense te wees, soos wat God ons geskep het om te wees, dat dit nie gebeur sonder ons medewerking nie. Die Here skep ons met vrye wil.
en so ook met die werking van die Gees in ons lewe. Die vernuwende werk van die Gees in ons is nie net iets wat gebeur nie, dis nie 'n towerstafie wat die Here net swaai nie, dis nie iets wat oor ons kom en dan is dit nou maar net wat dit is nie. Die vernuwende werk van die Gees vra van ons 'n bydra, ons navolging, ons gehoorsaamheid. Ons eenvoudige oorgee dat die Gees ons lei. Dit vra van ons die bereidheid om ons deel te doen en ons deel is basies om elke dag te sê, Here, ek gee my hart vir U. Nie U wil nie, maar my wil. Dit vra van ons samewerking. Dominee Heinrich het donderdag aand by die Hemelvaartdiens so mooi vir ons dit uitgelê onder die tema dat dit tot ons voordeel is dat Jesus weggegaan het, dat hy hemel toe gevaar het. En met sy derde punt het hy ons verduidelik en hy het gesê, God dank. En ek gaan dit 'n paar keer hierdie week gebruik, want hy het gesê, God dank, hy het sy Heilige Gees gestuur om by ons te wees, dag vir dag, tree vir tree, terwyl ons in die voetspore van Jesus stap. Dit het my so getrigger donderdag aand en toe ek weer Vrydag na my preek toe gaan soek ek dit op YouTube want ek wou dit woord vir woord saam gesê het. Dag vir dag, tree vir tree, terwyl ons in die voetspore van Jesus stap. Martin Luther het gesê, om deur die Gees te wandel, vra ons self ons hele lewe. Dis ook die wete om te wandel deur die Gees is nie om te begin lewe in 'n ander wêreld nie. Om te wandel in die Gees is net te sê ek onttrek nou van alles van hierdie wêreld wat boos en verkeerd is en ek gaan nooit weer die TV aansit en ek gaan al my Netflix subscriptions en al daai goed kanselleer nie. Dis nie 'n ander wêreld nie. Maar dis om op 'n ander manier binne in hierdie wêreld te begin lewe. Wat verder belangrik is om te weet, is dat die doel van die Gees is nie dat hy kom en hy gee vir ons 'n katalogus wat hy voorhou en sê, hier's 'n paar dingetjies wat ek in jou lewe kan regkry as jy wil nie. Kies waarvan jy hou en los die res nie. Dis nie so dat ons kan aftik en sê, hierdie pas by my persoonlikheid, die Here ken my familie, hy weet, hy kan nie hierdie van my vra nie, ek skuif dit maar een kant toe, iemand anders moet maar daai deel vir die samelewing doen nie. Ons het te lank gepraat en gedink aan die vrugte van die Gees. Geduld is nie my ding nie, ek skuif om een kant, maar ek staan 'n vriendelike mens, so dis oukei. Vrug van die Gees in die enkelvoud. Een vrug. Dis die produk, dis die eindresultaat, dis die doel wat die Heilige Gees in ons wil bereik, waarmee hy elke dag met ons besig is, soos ons onsself daarvoor oopstel. Dis waarheen die Gees met elkeen van ons op pad is. 'n Mens kan sê, dit is vir Christus wat die Gees in ons lewens sigbaar wil maak, gestalte wil gee, wil verheerlik. En soos ons hierdie week elke aand deur 'n stukkie van die vrug van die Gees gaan. As ek die vrug van die Gees met die kinders doen, dan sê ek, as ons lemoen in die middel deursny, is nie 'n vrugte slaai nie. Dis soos die wiggies van die lemoen. Soos ons wiggie vir wiggie begin eet aan hierdie vrug van die Gees, gaan ons sien, die vrug van die Gees is in werklikheid niks anders nie as Jesus Christus self. Deur die krag van die Gees maak hy dit vir ons moontlik om ook so te leef. As sy getuie, as sy disippels, sy vriende, sy kinders, sy lewende briewe, sy liggaam, sy mense in die wêreld. Wat ek weer sê, en daarmee saam ook eintlik al 'n tree verder gee, die vrug van die Gees is Christus.
En as ons vra wie was Jesus, dan is meeste keer die antwoord wat ons terug geëcho word, liefde. Nou mag jy voel dat ons gaan vanaand heeltemal te min tyd spandeer aan die tema van liefde, die inleiding het te lank gevat. Ek wil jou gerus stel, ons gaan eintlik elke aand oor die liefde van Jesus praat en wat dit in ons lewe doen. Dirkie Smit het in 1998 'n boek geskryf, Meditasies oor die vrug van die Gees, en die titel van sy boek was so treffend, Gesigte van liefde. Want dis eintlik wat die res van die vrug van die Gees is. Ons het liefde, en dan het ons 'n klompie verskillende gesigte van daai liefde. 'n Ander beeld wat mens kan gebruik is dis soos die prisma van lig wat deurskyn en dan weerkaats dit in die kleure van die reënboog. Dit is God se liefde. God se liefde is die lig en soos dit deurkom, sien ons dit in verskillende forme. Vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, sagmoedigheid. Ons het 'n paar oomblikke terug gesing, God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen. Ons gaan nou vir 'n volgende paar minute kyk, maar wat is liefde? Wat is God se liefde en hoe leer ons God se liefde in die Bybel ken? Ek nooi julle uit om saam met my te kyk. As jy God probeer beskryf, kan dit na 'n onbegonne taak lyk. Maar toe die mense wat die Bybel geskryf het oor die misterie van God nadink, het hulle deurgangs God se karakter op hierdie manier beskryf: barmhartig en genadig, lankmoedig, vol liefde en trou. Ons gaan na hierdie 4de frase vol liefde kyk. Dit vertaal die Hebreëse woord gesed, wat moeilik is om in enige taal te vertaal, omdat dit die idees van liefde, vrygewigheid en langdurige verbintenis kombineer. Gesed beskryf 'n daad van beloftehoudende lojaliteit wat deur diep persoonlike omgee gemotiveer word. Soos in die verhaal van Rut. Rut is 'n buitelander wat met 'n Israelitiese man getroud is, maar haar man, asook sy broer en sy pa, sterf tragies. Al wat Rut oor het, is haar weduwee skoonma, Naomi, wat niks het om vir haar te gee nie. Naomi sê vir Rut dat sy moet teruggaan na haar mense toe, maar in plaas daarvan beloof Rut om by Naomi te bly en vir haar te sorg. En soos ander mense sien hoe Rut hierdie belofte nakom, noem hulle dit 'n daad van gesed. Let daarop dat Rut se gesed nie voorwaardelik is of gebaseer is op Naomi se waarde nie. Dit is eerder 'n uitdrukking van Rut se karakter. Sy is maar net 'n vrygewige en liefdevolle persoon wat haar woord hou. Dis gesed. Nou, Rut se loyale liefde is werklik inspirerend. Maar die een wat die mees blywende gesed in die Bybel toon, is God. Soos in die verhaal van Jakob, wat 'n veradderlike leenaar is, selfs teenoor sy familie. Maar ten spyte daarvan kies God hom en herhaal die belofte wat hy aan Jakob se oupa, Abraham, gemaak het, dat hy 'n baie groot familie sou hê, deur wie God sy seun aan die nasie sal herstel. En so, 20 jaar later, toe Jakob besef dat hy dit nie verdien nie, sê hy vir God: "Ek is nie waardig van al die gesed wat U aan my betoon het nie." En hy's reg. Maar God se gesed was in die eerste plek nooit oor Jakob se waarde nie. Dis 'n bewys van God se vrygewige lojaliteit aan sy belofte. God se gesed gaan voort in die verhaal van Jakob se nageslag, die Israeliete. Wanneer hulle in Egipte die farao se slawe word ons vertel dat God sy belofte aan Abraham en Jakob onthou het. So God verslaan Egipte en rig Moses op om die volk te bevry en hulle in die beloofde land in te lei. En in die verhaal word dit 'n daad van gesed genoem, omdat dit gegaan het oor God wat sy woord gehou het. Nou, op pad aan die beloofde land, is die Israeliete bang vir die nasies rondom hulle en hulle twyfel of God hulle kan beskerm. Daarom het die volk gedreig om Moses dood te maak en 'n nuwe leier aan te stel om hulle terug te neem na Egipte. God is verstaanbaar seer gemaak en kwaad,
Maar Moses tree in en sê, vergewe die sonde van hierdie mense, van wie u groot gesed. Let daarop dat Moses God gevra het om te vergewe, nie omdat die mense dit verdien nie, maar omdat dit in ooreenstemming met God se eie karakter is. En God stem in en hy wy homself weer toe aan 'n volk wat nie aan hom toegewy wil wees nie. In die Bybel is God lojaal en liefdevol vir geen ander rede nie, as dat dit net is wie God is. Natuurlik wil hy hê dat sy mense met gesed moet reageer, maar selfs wanneer hulle dit nie doen nie, bly God getrou aan sy gesed. Die profeet Hosea het Israel se gesed vergelyk met 'n oggendmis wat die een oomblik hier is en die volgende oomblik weg is. Maar God se gesed is voortdurend. Soos in die viering van Psalm 136 wat begin deur te sê, loof die Here, want hy is goed. En herhaal dan 26 keer, aan sy gesed is daar geen einde nie. En so, na eeue van Israel wat hulle verbond aan God verraai het, en na die mens om sy lang geskiedenis van geweld en dood, het God steeds sy belofte op dramatiese en drastiese wyse nagekom, deur mens te word en homself aan ons te verbind in Jesus as 'n mens. En die mense wat Jesus van Nasaret gevolg het gesê dat hulle in hom die God van Israel ontmoet het, wat vol loyale liefde en getrouheid is. Jesus is die absolute loyale en liefdevolle mens. En in sy lewe, dood en opstanding het God 'n nuwe toekoms vir ons almal en vir die hele skepping geopen. En God het dit gedoen omdat dit net is wie God is. Vrygewig, liefdevol en ewig lojaal aan sy beloftes. En wanneer ons die reinheid en krag van God se loyale liefde wat deur Jesus getoon word ervaar, dring dit ons om weer te dink hoekom en hoe ons gesed terug kan bewys aan God en aan die mense rondom ons. Dit is wat dit beteken om te sê dat God oorloop van loyale liefde. Wat is dit wat die Heilige Gees in jou en my wil bereik? Die liefde. En hierdie tipe loyale liefde soos wat hierdie video nou vir ons van gewys het en die verwysings uit die verhaal van die Bybel uit, is 'n baie dieper liefde as die liefde wat ons in die wêreld sien. Baie dieper liefde as dit wat ons in sepies en romantic comedies en waar ook al sien. Die vrug van die Gees is liefde. Vers 14 het dit reeds duidelik gestel, die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En daarom besef ons, dat wanneer ons oor die vrug van die Gees praat ons oor hierdie liefde, en die verskillende gesigte van liefde. In die res van die week gaan ons kyk, hoe lyk hierdie ander gesigte van liefde? Hoe lyk dit om my naaste lief te hê soos myself? In watter vorm kan ek dit doen? Want baie keer weet ons nie, hoe betoon ek God se liefde aan my naaste nie? En dis geen wonder dat die Bybel ook vir ons sê in Johannes 4 vers 8 nie, wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. En as ons oor liefde en liefde van God praat, dan moet ons tyd in 1 Johannes spandeer. Johannes word nie verniet genoem die apostel van liefde nie, en 1 Johannes kom en veral in hoofstuk 3 en 4 pak dit uit. Hoe lyk God se liefde en wat vra dit van ons? En die eerste ding wat Johannes sê is dat God se liefde is die liefde wat bereid is om inisiatief te neem. Ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het, gereeld by die bediening van die doop as ons daar staan en ons praat oor die formulier en ons sê maar wat hoor ons van God by die doop? Wat sien ons daar? Dan sê ons, by die doop word ons herinner dat God van die skepping af die God is wat die inisiatief neem.
Die God is wat vir die mens kies. Die God is wat kies om te skep, wat kies om in verhouding te leef, wat keer op keer kies vir die mens. En die belangrike ding van die verbondsdoop sê dat hierdie doop is 'n teken van God se liefde en dat dit 'n ten spyte van liefde is. God kies vir die mens wel wetende dat die mens hom gaan teleurstel. God se liefde, het ons mos nou al 'n paar keer vir mekaar gesê, hang nie van ons af nie. Daardie treffende aanhaling wat sê, niks wat ek kan doen kan maak dat God my meer lief sal hê nie. En daar's niks wat ek kan doen wat sal veroorsaak dat God my minder lief sal hê nie. Laat dit weer insink. Dit is heeltemal anders as die liefde van die wêreld. Bewys aan my dat jy my liefde waardig is. Bewys aan my dat ek jou hiermee kan vertrou, dan sal ek vir jou bietjie vir bietjie liefde bewys. Die hele gebod is in hierdie een ding saamgevat, jy moet jou naaste lief hê met jouself. Kan ons dit sê van ons naaste liefde? Daar is niks wat my naaste kan doen wat sal maak dat ek hulle meer lief sal hê nie. Daar is niks wat my naaste kan doen wat sal veroorsaak dat ek hulle minder lief sal hê nie. Sjoe. En dit is waarin die Heilige Gees ons lei. God dank. 'n tweede aspek van die liefde wat direk hiermee saamhang, is dat die liefde bestaan uit selfoffering en selfprysgawe. 1 Johannes 3 vers 16 sê, hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ons lewe vir ons broers en susters af te lê. Die lewe wat God is, het 'n prys gekos. Dit het die hoogste prys gekos. Hieroor het Luther gesê dat Christelike naaste liefde eers nodig is, daar waar ons naaste ons gekrenk het, ons leed aangedoen het, ons seer gemaak het, en daar waar ons naaste eintlik net ons haat verdien. Luther het gesê, dis waar naaste liefde begin. En dit is vir ons maklik om meeste van die mense wat hier by ons sit lief te hê. Dis oulike mense. Dis ons tipe mense. Ons kom oor die weg. Ons dink dieselfde oor meeste van die goed. Maar dis baie moeiliker om mense wat anders is, mense wat van my verskil, ook so lief te hê. En ons kan 'n hele klompie name hier noem. Dit raak 'n ander storie. En een waar ons dikwels onsself probeer vryspreek deur woorde en gedagtes, maar hulle verdien dit nie. En dan is daar nog 'n skrifuitlegger wat 'n baie besonderse uitkykpunt op hierdie liefde het, as hy verduidelik dat Christelike liefde is die bereidheid om dit wat waarde het in my eie lewe oor te gee, sodat dit die lewe van die ander kan verryk. Wat waarde het in my lewe? My tyd, my kragte, my besittings, my vriendskap, my geleenthede, my vermoëns en natuurlik nog soveel meer. En dis waarin die Gees ons lei. God dank. Maar dan is daar ook 'n derde aspek van hierdie liefde wat ons veral in 1 Johannes 3 en 4 sien, is dat hierdie liefde is nie net mooi gesindheid of mooi praatjies nie, maar dade. In 1 Johannes 3 vers 16 skryf hy en sê, wie aardse besittings het en sy broer of suster sien gebrek ly, maar geen gevoel of vir hom of haar het nie, die ou vertaling in 33 het gesê, sy hart vir hom toesluit, hoe kan liefde in hom wees? Ons liefde, sê 1 Johannes 3, kan nie net lippetaal wees nie, kan nie net woorde wees nie, maar dit moet in dade bewys word, en dan in opregtigheid. Daarom is dit so kosbaar dat ons elke jaar rondom Pinkster ook ons diens van barmhartigheid se food drive het. Ek is so dankbaar vir Park in Aksie dat die video
kon sync met Pinkstertyd en ons bietjie kon sien die groot werk wat die diens van barmhartigheid bediening in ons gemeente en in ons gemeenskap doen, want by hierdie bediening raak liefde prakties. En ek wil jou uitnooi, raak asseblief betrokke en skenk dit wat vir jou moontlik is. En skenk self dit wat dalk ietsie van jou wegneem en van jou vra en jou iets kos, iets wat jy gaan mis. Want dis waar die Heilige Gees ons lei. Liefde met dade vra dat daar, wanneer my hart aangeraak word, ek in beweging sal kom. Ek sal oorgaan tot aksie. Ek iets sal begin doen, 'n plan maak. En weer eens, dit is waarin die Gees ons lei. God dank. Om saam te vat vanaand, net soos 'n inleiding tot hoe om te leef soos God se mense. Wat is die gesigte van liefde, sê ons vanaand. Liefde is bereid om 'n inisiatief te neem. Die eerste tree te gee, te kies. Dis selfofferend. Dit is veronderstel om ons ongemaklik te maak en iets van ons te vra. Dan weet ons, beweeg ons binne in die kragveld van die Heilige Gees. En dis te sien in dade. Ek gee vir jou geleentheid vir stil gebed en nadenke, waar jy jou hart met die Here kan deel. Amen. Ons gee geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. This is the story of a runaway with no way home and no way out. I threw the best of me away. I had my chance, it's too late now. Too far gone and too ashamed to think that you'd still know my name. But love refused to let my story end that way. You didn't wait for me to find my way to you. I couldn't cross that distance, even if I wanted to. You came running after me when anybody else would have turned and left me at my worst. Love moved first. Elsabie is hier om ons te vertel van iets nuut, 'n eerste in die gemeente. En voordat ek haar storie weggee, wil ek net sê ek is spyt iemand moet agterbly om te preek. Maar ons bid vir julle die Here se seën toe. So kom ons luister na Elsabie. Hallo julle. Anja se preek het eintlik so raak. Ons gaan vir die eerste keer uitreik buite ons grense. Dis binne 'n maand en 2 dae, van die 14de tot die 19de Junie. Ons gaan Brandvlei toe. Dit is so 'n klein dorpie naby Calvinia in die Noord-Kaap. En baie mense het gevra, hoekom gaan ons so ver om uit te reik? Maar ek dink ons harte lê so gestrooi oral soos wat ons die Here se liefde uitwerk in ons omgewing. En daar is regtig groot nood. Hulle het 'n kliniek en hy is besig om uitmekaar uit te val. En hy is nog steeds operasioneel, maar dit lyk nie meer mooi nie. So ons gaan nou om daai kliniek buite te verf en fasciaborde en sulke goeders te doen. So ek kom vanaand vir julle smeek om hierdie liefde waarvan ons nou vanaand gehoor het,
saam met ons dit te gaan uitleef. Ons het mense nodig om te kan gaan help. Jy moet ten minste kan verf, en dan met 'n spyker 'n vyserbord kan vaskap of so. Die hoofdoel is eintlik om gesinne te kry om saam te gaan, maar die vrouens, as julle saam gaan, moet jy weet, jy moet kan verf ook, as dit daarop neerkom. Die idee is om die vrouens te kry om in die gemeenskap te gaan werk, 'n bietjie te gaan uitreik, Jesus se hande en voete daar te wees in die gemeenskap by die vroue. Ons het jong mense nodig wat kan gaan met die jeug gaan werk. Ons gaan met hulle lekker goed doen, soos face paint en Bybelstudie en skattejag en al sulke goeders, al sulke lekker goeders, maar ons kan dit nie doen as ons die mense het nie. So as jy hier sit en jy het vir die Here die laaste tyd gevra, Here, wat kan ek doen? Ek wil iets doen, dan kom aan vir die Here eintlik vanaand vir jou en sê kom steek jou hand uit vir hierdie saak. So ons het hulp nodig en om al hierdie goeders te doen, het ons fondse nodig. So ons kom vra vanaand vir fondse ook, dan moet verf, al daai goeders moet ons koop en ons kan dit nie doen as ons die geld het nie. So as jy hier is, ek het hierdie week al 'n paar mense gehad wat vir my gesê het, hulle kan nie gaan nie, maar hulle gaan ons finansiëel help. So as jy kan, jy hoef nie baie geld te gee nie, jy kan vir ons R100 gee, dit gaan help, dit gaan 'n roller of 'n kwas koop. So ek vra regtig, raak stil, bid vir ons, bid vir die projek. En as die Here dit op jou hart lê, kom praat met my, kontak die kerkkantoor. As jy 'n besigheid het of as jy vir 'n besigheid werk en jy het 'n brief nodig, ons sal vir jou van die kerk af 'n brief gee, sodat jy dit vir die besigheid kan gee, maar help ons regtig om hande te vat en sodat ons dit kan gaan doen vir hulle. Baie dankie. Dankie Elsbie, ons sê dan ook, is verf is nie skilder nie. Is basic, jy moet net nie oor die masking tape gaan te erg nie, maar sterkte en seën vir jou en vir Morne en Jacques wat hierdie voorstap, ons is opgewonde. Toe nou so praat en sê oor mense se vrae, ek dink, sending en gemeenskapsbetrokkenheid was nog altyd in die kerk 'n hierding en 'n daarding. Ons doen dit hier, maar ons gaan ook ver. So dankie vir julle en vir die hardloop met hierdie projek. Ek is regtig opgewonde en ek glo dis die begin van 'n wonderlike uitreikbediening. So baie dankie en ons bid vir julle. En ons gaan dit, as enigiemand wil inligting hê en jy het nie Elsbie se kontakbesonderhede nie, e-pos is parke@parke.co.za, stuur dit, of my nommer is op die kalender, julle kan vir my vra en ek sal julle met Elsbie in kontak kry. So baie dankie daarvoor. Ons nooi julle uit vir die res van die week. Onthou asseblief dat die week se Pinkstergeleenthede 7:30 begin en na die tyd eet ons lekker sop saam terwyl die kinders hulle gedeeltes ook afhandel. Ons gaan afsluit, dan gaan ons staande sing. Ek dink nie ons kan oor die liefde praat en wat die liefde doen en wat die liefde wys nie, sonder om praat ek mense engletale te sing nie. So kom ons staan, dan sluit ons af met hierdie lied. Praat ek mense engletale, maar is nie uit liefde nie. As my woorde onsemloog, klanke sonder melodie. Al kan ek geheime uitlei, berge deur geloof versluit. Of al het ek al die wêreld, sonder liefde is ek niks. Sonder liefde sal my gawe, sal my ewe nie waar. Met die liefde onmaatsigtig, my open met goed die kwaad. Onrecht kan dit nie verdra nie, dit is met die waarheid. Die vergifnis op verwachting, kom die beste in ons leid. Al die taal op profesie, met die tyd gaan dit verby. Met die liefde die volmaakte, kom en sal vir altyd bly. Want geloof gee koers en rigting,
grootste, liefde sny die lewe oop. Liefde is en bly die grootste, liefde sny die lewe oop. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Gaan hier vandaan en leef in liefde as bevrydes deur die verlossingswerk van Jesus Christus, ons Here. God ons Skepper, behoed en beskerm jou. God ons Versorger, onderhou en inspireer jou. God ons Redder, gaan jou in liefde vooruit. God ons Here, God drie-enig, sal altyd met jou wees en jou seën, tot in die lengte van dae. Amen. Praat ek nie so enige tale, maar dis nie uit liefde nie. Is my woorde al symbole, klanke sonder